Ons kom nou by die laaste deel van Moses, God se gesprek met Moses daar by die brandende doringbos. So ons is nou by, ons gaan vanoggend kyk na vers 10 tot 17 van hoofstuk 4. Maar net vir konteks, kom ons lees van die begin van die hoofstuk af. Eksodus 4. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp en dit het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek en toe hy dit uittrek was sy hand melaat soos sneeu. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo en aan hierdie eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie twee tekens nie glo en aan jou stem nie luister nie, neem dan van die Nyl se water en giet dit op die droë grond uit, dan sal die water wat jy uit die Nyl neem op die droë grond bloed word. Toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister, of van dat u met u knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Gaan dan nou heen, en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses en hy sê, is jou broer Aaron die Lewiet nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat. En hy gaan ook al uit om jou te ontmoet en as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met hom spreek en die woorde in sy mond lê, en ek sal met jou mond en sy mond wees en julle leer wat julle moet doen. En hy moet vir jou met die volk spreek, dan sal hy vir jou 'n mond wees en jy vir hom 'n God wees. Neem dan hierdie staf in jou hand, waarmee jy die tekens moet doen. Net tot daar, ons fokus dan op vers 10 tot 17. So onthou julle, wat het daar die tekens gewys wat die Here vir Moses gewys het? Die staf wat in die slang verander, wat Moses aan die stert gryp. Dit sê, God gaan Satan oorwin. En dis nie net uit die bloute nie, die slang was baie duidelik vir die Israeliete, vir Moses, vir Farao. Die slang is 'n prentjie van Farao, maar Farao is weer 'n prentjie van die oorheersing van die duiwel. En die Here wys duidelik, hy gaan hierdie magtige koning oorwin. En die hand wat melaats word, wat hy in sy boesem steek en dit word weer gesond, die Here kan onreinheid genees. Die Here kan regtig ons grootste probleem genees. En die bloed, die Nyl se water wat bloed sou word, die Nyl, daai God van die Egiptenaars, is 'n prentjie van die wêreld. Die waters wat in opstand kom teen God is 'n prentjie van die wêreld. En die Here gaan dit oorwin. So God hy wys duidelik vir Moses, hy gaan ons 3 doodsvyande oorwin. Satan, my eie sonde en die wêreld.
Moses kan regtig gaan om hierdie taak te verrig, want nog daarbey, die mense sal hom glo. As hulle hom nie glo, as hy die eerste keer praat nie, sal hulle hom glo na die eerste teken. As hulle hom dan nie glo nie, sal hulle glo na die tweede teken. As hulle dan nie glo nie, sal hulle glo na die derde teken. Hulle sal hom glo. Het gaan regtig duidelik wees. God is koning oor Satan en die wêreld en die verlosser van ons sonde. Hy kan ons red. So Moses moet nou al oortuig wees. As die Here gesê het, die volk sal glo, dan moet Moses wat hier voor hierdie brandende bos staan, mos nou al regtig glo. Maar die laaste stukkie van God se gesprek met Moses wys iets anders. Moses sê, stuur iemand anders. En God wys vir hom, jy kan nie sê, jy kan nie. Jy kan nie sê, jy kan nie. En dis waarna ons vanoggend kyk deur hierdie verse. Jy kan nie sê, jy kan nie. Moses antwoord op hierdie wondertekens daar van vers 1 tot 9, antwoord hy nou in vers 10. Moses sê aan die Here, ag Here, nadat die Here vir hom hierdie regtige duidelike tekens wys, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister, of van eergister, of van dat u met die knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Ek kan nie, Here. Ek het 'n spraakprobleem, sê hy. Ek is nie opgewasse vir die taak nie. Ek het nie die vermoë nie. Nou, as Stefanus in Handelinge 7 hierdie geskiedenis oorvertel, dan sê hy, Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. So hoe pas dit by dit wat Moses nou hier sê? Moses sê, ek kan nie, ek het hierdie spraakprobleem, maar Stefanus sê, Moses was opgelei by Farao Universiteit en hy was magtig in woorde en dade. So hoe werk dit? Sommige sê, saam met die Septuagintse vertaling van hierdie deel, dat in hierdie verse, dat Moses gehakkel het. En as ek moet dink hoe ek hierdie stukkie geleer het toe ek 'n kind was ook, Moses het gehakkel. Dis hoe dit oorvertel word. Anders sê Moses het dalk onbekwaam gevoel om voor die koning te spreek. Hy was nie goed in publieke retoriek nie. Hy het nou hierdie vak gedop daar by Farao Universiteit. Maar dis presies wat Stefanus nie sê nie. Stefanus sê hy was magtig in woorde, as gevolg van sy opleiding by Farao Universiteit. So, wat hier aan die gang is dalk iets van wat Moses reeds geopenbaar het in hoofstuk 3. Hy sê, Here, ek is nou al vir 40 jaar nie in Egipte nie. Hy voel dalk, hy is net nie opgewasse om weer Egipties te praat in die koninklike hof nie. Of meer nog, hy is nou vir 40 jaar weg van die Hebreërs af. Hoe moet hy nou voor hulle verskyn? 40 jaar is regtig lank. Laas keer toe hy daar was, 40 jaar terug, het hy gevlug vir sy lewe en sy eie mense wou hom nie as leier gehad het nie. Hy het dit nou al gewys vroeër in hierdie gesprek. Ja, ek is sekerlik nie die regte ou vir hierdie job nie. Maar hier, by vers 10 hierdie keer is daar iets by. Moses is besig met oordrewe nederigheid. En jy sien hierdie nederigheid baie keer as 'n diensknegt voor 'n koning staan met 'n opdrag of 'n gawe van die koning. Dis al goeie maniere om voor die koning jou eie onvermoë of kleinheid te bevestig, soos Dawid voor Saul, wat sê hy is maar arm en gering, of laas toe ons was by Jesaja voor die Here se troon, hy besef regtig sy eie nietigheid, of soos Jeremia wat ook gesê het, hy kan nie praat nie, hy is jonk, oordrewe nederigheid onderstreep kleinheid en nietigheid voor die koning. Maar nou is die ding,
Moses het hierdie reeds gesê. Hy het reeds beklemtoon, hy is maar net Moses. Hy is maar net 'n herder, hy is maar net Moses. Gevlug vir sy lewe uit Egipte, 'n banneling. En die Here het dit reeds geantwoord. Die Here het reeds vir Moses gesê, ek sal met jou wees, Moses. So, Moses wys nou in vers 10 meer as net nederigheid. Hierdie is hoogmoedige nederigheid. Dit is uiteindelik rebellie in nederigheid. Rebellie teen God se opdrag. Moses het nie soseer 'n spraakprobleem gehad nie. Hy het 'n gehoorsaamheidprobleem gehad. Hy het nie 'n vermoëprobleem gehad in sy liggaam nie, hy het 'n gehoorsaamheidprobleem gehad, 'n sielprobleem. En Moses het nie nodig gehad om hierdie groot publieke spreker te wees nie. Al wat hy moes doen is om presies te sê wat God sê, voor die ouderlinge en voor Farao. En God het vir hom die praatjie geskryf, vir hom presies gesê wat hy moet sê. Al wat hy moes doen is om dit te herhaal. En Moses kon dit doen, hy kon praat. As die res van Eksodus dit nie wys nie, wys dit wat hier gebeur in Eksodus 3 en 4 dit. Hy praat voor die God van hemel en aarde. So, hoekom kan hy nie voor Farao praat nie? Hoekom kan hy nie voor God se volk praat nie? As hy met die God praat, wat hy is, dan kan hy sekerlik voor Farao bloot net sê wat God sê. Maar hy wou nie. Hy wil nie. En God het nou vir Moses al gesê, dit maak nie saak wie jy is as Moses nie. Jy is swak, maar die Here werk deur swak instrumente om sy heerlikheid te wys. Hy is met Moses. Hy is die Here, die God van die verbond, die God van ewigheid, en die God van onafhanklikheid, die een van alomteenwoordige krag en mag en selfgenoegsaamheid en heiligheid en liefde. Hy sal met Moses wees. En daarbey beloof die Here dan, die mense sal vir jou luister, Moses. Die Here gaan daardie wonder bewerk, waar hulle jou eers nie na jou geluister het, toe jy self probeer het nie. Hulle gaan nou vir jou luister, want jy gaan kom met die evangelie, jy gaan kom met my woorde, en is my woorde wat mense se harte verander, so hulle sal vir jou luister. En nog daarbey gee hy dan hierdie 3 tekens, die slang wat 'n stok word, en melaatsheid wat genees word, en die Nyl wat bloed word. Hy is die een wat Satan se kop kan vermorsel, die wêreld kan oorwin en sonde kan genees. Die mense sal luister, Moses, maar Moses wil nie luister nie. En is ook nie net dat Moses terugstaan nie en sê net, ek kan nie. Kyk weer na vers 10. Kyk wat sê hy. Ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister of van dat u met u knegg gespreek het nie. Hy sê, ek kan nie doen wat ek moet doen nie, maar hoekom herhaal hy so hierdie gister, eergister of van dat ons nou in die gesprek is, Here? Hy sê daarmee, ek is al lankal soos wat ek is. En van dat ek met u begin praat het, en van lankal af, het hierdie ding nie verander nie. Maar wat doen hy met dit? Hy sê, Here, as u wou gehad het, ek moes hierdie doen, moes u al lankal 'n plan gemaak het aan my onvermoë. Hy blameer die Here vir sy eie ongehoorsaamheid. Vir sy eie vrees, dat die Here nie sy vrees vir sy onvermoë weggevat het, al vroeër in sy lewe, of in die paar minute wat hulle nou al praat nie. Dis u skuld, dat ek nie hierdie opdrag kan uitvoer nie. Dis wat Moses doen. Dis u skuld. Dis hierdie vrou wat u my gegee het, soos Adam gesê het.
Die sonde is u skuld. Maar kyk nou, hoe hanteer die Here vir Moses? Hy wys vir Moses sy sonde uit in vers 11. In sy lankmoedigheid, sy geduld met ons, kom die Here na ons toe, en hy vra, soos daar by Adam, wat dieselfde doen, en hy vra. En natuurlik ken hy die antwoorde. Hy vra die vrae sodat Moses se hart ontbloot kan word, dat hy sy sonde voor hom kan bely, dat hy sy sonde kan raak sien. En net 'n kantnota hier, ek dink hier is regtig belangrik om te leer hoe die Here met ons sonde maak, vir hoe ons met ons eie kinders en met mekaar moet werk. Kyk hoe lankmoedig is die Here, in die eerste plek. Kyk hoeveel keer praat die Here met Moses, verduidelik hy, bemoedig hy. In die hele hoofstuk 3 en 4. Maar omdat hy nie net Moses se uiterlike gehoorsaamheid soek nie, maar sy hart gaan steek hy in Moses se hart in, en daarom vra hy 'n vraag. En ons moet hieruit leer. Ek moet leer, hoe kan ek iets vra of iets sê wat my kind se hart gaan ontbloot vir homself? Ek weet wat in my kind se hart dalk aangaan. Nie absoluut nie, maar ek het 'n sterk vermoede, ek wil hê hy moet dit sien. Of iemand wat ek graag wil bereik, hoe gaan ek in hierdie gesprek 'n vraag kan vra, dat hy oor kan nadink? Maar goed, dis 'n kantnota. En kyk hoe doen die Here dit nou. Die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Moses is besig om te sê, Here, dis u skuld dat ek nie gehoorsaam kan wees nie. En die Here wys dit vir hom, al sien hy dit nog nie raak nie, al sien Moses dit nog nie raak nie. God is die een wat ons gemaak het, met al ons gawes of nie gawes wat ons het. So Moses, hoor wat jy sê. Jy is besig om God te beskuldig vir jou ongehoorsaamheid. Dis wat ons doen as ons verskonings begin maak vir die opdragte wat die Here gee. Ek kan nie gasvry wees nie, want ek is regtig net nie goed daarmee om kos te maak nie. Ek gaan nie met medegelowiges kuier nie, want ek het nou maar net nie daai gawe gekry nie. Ek het nie tyd om huisgodsdienst te hou nie. Hoor jy wat jy sê? Die Here is baie duidelik in daai opdrag, maar ek het nie tyd om huisgodsdienst te hou nie. Jy sê, die God wat alle omstandighede beheer, het dit nou so beskik op hierdie stadium in my lewe, dat dit vir my onmoontlik is om hierdie opdrag uit te voer. Natuurlik, dit sê nie, dit is net maklik om hierdie opdrag uit te voer, of dat ek nooit hulp moet vra by enige iemand nie. Maar hoor wat ek sê, dat ek hom die skuld gee vir my eie ongehoorsaamheid. Of ek kan nie my 10de gee nie, want God het my nie so geseën soos die ander mense nie. Hoe durf hy? Of net, hoe kan ons vergenoeg wees met hierdie as daardie ander mense 'n miljoene jaar verdien? Die Here maak dit onmoontlik. Ek kan nie 'n ma wees nie. Ek was nog nooit goed daarmee om my kinders se dissipline te hanteer nie. Ek is net iemand wat te vinnig kwaad word. Dis my persoonlikheid. Ek kan nie meer die Here eer nie, want ek het blind geword. Ek kan nie meer die Here eer nie, want ek is nou oud. Ek werk nie meer voltyds nie. Ek is net nie die tipe persoon wat hierdie kan doen nie. Ek kan nie doen wat die Here sê nie, want ek. Die Here vra,
Wie het jou mond gemaak? En wie kan siende en blind maak? Of dalk vir ons gemeente, vir die kerk in Hebreë, ons kan ook sê, ons kan nie regtig al begin om relevant sigbaar in Valeria te wees nie, want ons is maar klein. Of in die kerk in Hebreë, wat ek al gehoor het, manne het net nie op hierdie stadium die gawes om ouderlinge en diakens te wees nie, so ons kyk maar nou na die vroue. Dis om God die skuld te gee vir ons eie ongehoorsaamheid. Wat hierby ook kom is die hoogmoedige nederigheid. Natuurlik, die Here wil hê ons moet nederig voor sy aangesig lewe. Maar ons moet ook vra, is jy dalk hoogmoedig in jou nederigheid? Dat jy roem in jou nederigheid. Jy sê goed, sodat ander mense kan sien hoe nederig jy is. Of jy maak net uiteindelik soos Moses. Jy wil nederig oorkom, en dan staan jy terug uit jou amptswerk. Amptswerk, ja, as ouderling of predikant of diaken, maar ook as pa, as man, as vrou, as ma. Of ons gebruik die leer van totale verdorwenheid as verskoning vir 'n onheilige lewe. En natuurlik, ons is van nature totaal in sonde met bose harte, maar ek kan nie meer dit gebruik as verskoning nie. Ek kan nog nooit dit gebruik as verskoning nie. Ek kan nie hierdie doen nie, want jy weet, ons is maar totaal verdorwe. So hoe lyk dit? Is julle ook skuldig hieraan? In die eerste jaar toe ek by Dirk Posma skool gehou het, was daar 'n gesprek in 'n klas tussen die seuns oor hoe onregverdig 'n ander onderwyseres is. Die een sê toe, ek gaan nie vir haar luister nie. Ek weier. Ek vra toe iets in die lyn, ek kan nie presies onthou nie, maar ek vra toe iets in die lyn van, maar sê die Here nie, ons moet die wat oor ons aangestel is eer nie? En hy antwoord toe, ja, maar ons is mos totaal verdorwe. Ek het sonde, meneer. Ek gaan sonde doen wat ek is nie in staat om iets anders te doen uit eie krag nie. So ek gaan sonde doen. Dis wat Moses doen. Maar kyk net weer wat doen die Here met Moses en met my en jou. Hy wys nie net ons sonde uit nie. Moses sê, ek. God sê, soos al die vorige kere, in al God se antwoorde vir Moses, nee Moses, ek. Nie hy nie, ek. God sê nie vir Moses, nee man, jy kan beter praat as wat jy dink nie. Hy gee nie vir hom 'n goeie selfbeeld opbou nie. Hy sê ook nie vir Moses, ja Moses, jy kan nie eintlik praat nie. Hy vat Moses se fokus heeltemal van homself af weg, na die een wat is. Wie is die skepper van jou mond? Is dit nie ek, die Here nie? Hou op na jouself kyk, Moses, kyk na my. En daarmee herinner die Here hom aan wat hy nou net aan Moses geopenbaar het. Hy is wat hy is. En dan ook in vers 12, gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. En dis nou die 4de keer wat die Here dit sê. Gaan, want nie, jy is die beste kandidaat vir die werk nie. Gaan, want ek is met jou, Moses.
En hierdie is so krities om raak te sien. Wat die Here nie met Moses doen nie, soos ek nou gesê het, is nie om sy selfbeeld op te bou sodat hy sy drome kan bereik, en dan gooi Moses gou Filippense 3 vers 13 in, sodat hy sy drome kan bereik nie. Sê, nee Moses, jy's die ou vir die job, kom aan. Jy's tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee, gaan doen wat jou drome vir jou vra nie. Nee. Die Here sê niks van Moses se vermoë nie, behalwe dat hy die een is wat dit gee. Moses kan regtig niks uit homself uit doen nie, jy ook nie. Jy kan nie die evangelie met enige iemand deel nie, jy kan nie jou tiende gee nie, jy kan nie 'n ma wees nie, jy kan nie vergenoeg wees uit jouself nie. Nie omdat God nie vir jou die vermoë gegee het nie, maar omdat jy 'n sondaar is. Jy kan nie gehoorsaam wees nie. Maar weet julle, daar is een wat uit homself gehoorsaam was. Ja, gehoorsaam in sy hele lewe en gehoorsaam tot die dood van die kruis. En hy het gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. So anders as wat Moses hier antwoord in die opdrag wat hy kry. En tog, in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, die moeilikste opdrag denkbaar. Gaan dra die sondestraf en skuld van my volk aan 'n kruis, word vervloek, ly die ergste moontlike angste en pyn en Godverlatenheid, en hy het dit gedoen. In perfekte gehoorsaamheid. En met daardie gehoorsaamheid het hy die straf gedra vir jou, die straf wat die vrede aanbring. Maar dit is ook meer as dit, hy het elke deeltjie van die wet volkome vir jou geleef in jou plek. Hy was gehoorsaam waar jy nie gehoorsaam kan wees nie. Hy het gedoen wat Moses en jy nie kan doen nie. Hy het onmiddellik in elke gedagte sy Vader gehoorsaam. En omdat hy dit gedoen het, is elkeen wat aan hom glo geregverdig, vrygespreek, vry van die vloek van die wet. Maar ook omdat hy dit gedoen het en opgestaan het uit die dood oorwin het, kan die wat aan hom glo al hoe meer word soos hy deur sy Gees. Ons is vry in Christus om nou gehoorsaam te word. En daarom, Moses, jy kan nie sê jy kan nie. Want Jesus het. Dis hy wat daar voor Moses in die brandende doringbos praat. Dis hy wat dan vir Moses en vir jou roep, glo in God, glo ook in my. En hy doen dit vir Moses deur vir hom te sê, gaan, want ek sal met jou wees. Ek kan nie meer sê, jy kan nie, Moses. En dis wat die Here vir ons ook sê, in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ek kan nie sê ek kan nie. Die onuitputbare bron van vuur by daardie bos is die een wat alles en nog meer kan gee. Hy kan en sal alles gee wat jy nodig het vir die taak wat hy vir jou gee om te doen. Want hy. Die Here beloof dat Moses alles het wat hy nodig het. Ook met sy mond waaroor hy nou twyfel. Ek sal met jou mond wees en jou alles leer wat jy moet sê. Hy zoom in op juist daai punt waar Moses twyfel. Moses, ek sal met jou wees, maar ek sal daar ook wees waar jy twyfel. Hy sal deur sy Gees saam met Moses gaan. En elke woord wat hy moet spreek, sal hy vir hom gee.
En hoe wonderlik is dit nie, die Here het dieselfde beloftes vir sy disippels gegee, vir ons gegee. Ek sal met julle wees tot die volëinding van die wêreld. Dan het sy vir sy disippels gesê, ek sal met julle monde wees. Die Heilige Gees sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Moenie bang wees vir wat julle gaan sê nie. En net so is dit met elke opdrag wat die hoof van die kerk gee, vir sy kerk, vir gesinne, vir individue. Hy is met jou in elke opdrag. Ongelukkig is ons in die kerk baie maal op dieselfde plek as Moses in vers 13. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie U wil stuur. Dis 'n beleefde manier om te sê, ag Here, stuur tog iemand anders asseblief. Hy wil nie gaan nie. Hy wil nie gehoorsaam wees nie. En hier is dit nou regtig klinkklaar duidelik. Ek wil nie, Here, ek wil nie U diensknegt wees in hierdie saak nie. Nou, as die Here nou een ding gewys het, saam met al die deugde wat die Here nou al vir Moses gewys het hier by die brandende bos, as hy tot hier nou een ding gewys het, is dit dat hy lankmoedig is. Maar God se lankmoedigheid beteken nie dat hy nooit uiteindelik sy toorn sal laat ontvlam nie. Vers 13 het Moses te lank volhard in sy ongehoorsaamheid, en daarom sê vers 14, toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses. Letterlik het God se woede teen Moses begin brand, harder brand. En Moses staan ook letterlik voor 'n vuur. So, dink jou dit in, hierdie brandende bos begin al hoe helderder en warmer en harder brand tot by Moses se gesig, toe hy dit sê. Moses sou net daar en dan duidelik gesien het, God laat nie met hom spot nie. Onse God is 'n verterende vuur. En is regtig belangrik om te verstaan, Moses, hoe lank gaan jy aanhou in jou ongehoorsaamheid? Hoe lank gaan jy die Here se lankmoedigheid toets? Hy gaan op 'n stadium sy roede uithaal. En daarom weer jou, as jy nie jou roeping uitvoer nie. Jou roeping in jou amp as predikant of ouderling of pa of ma of wie ook al, soos Paulus sê, wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Want die Here gaan sy roede uithaal. Maar die Here antwoord steeds Moses in vers 14 verder in sy lankmoedige barmhartigheid. Sy toorn ontvlam teen Moses, en Moses sien dit baie duidelik, maar kyk wat sê die Here dan. Is jou broer Aaron die Lewiet nie daar nie? En ek weet dat hy goed kan praat, en hy gaan ook al uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met ons spreek en die woorde in sy mond lê, en ek sal met jou mond en met sy mond wees, en julle leer wat julle moet doen. En hy sal met jou, vir jou met die volk spreek, en dan sal hy vir jou 'n mond wees, en jy vir hom 'n God wees. So, Aaron gaan vir Moses wees, soos wat Moses vir God moes wees, 'n mondstuk, 'n spreekbuis. En daarom daai laaste versie wat ek gelees het. Hy sal vir jou 'n mond wees, en jy sal vir hom 'n God wees. Maar Aaron gaan Moses se spreekbuis wees. Nou, belangrik om hier raak te sien, God stuur nie Aaron om hierdie werk te doen, omdat God nou uiteindelik gesien het, sy eerste plan met Moses gaan nou nie werk nie. Want hierdie hardkoppige Moses is net te hardkoppig nie. Of omdat God nie Moses se spraakprobleem aanvanklik in ag geneem het nie, en toe sê Moses dit nou vir die Here, en toe moes die Here nou uiteindelik 'n ander plan gemaak het nie. Nee, die feit dat vers 14 sê, Aaron is al reeds op pad, sê, die Here het van die begin af sy knegt geken. Hy het vir Moses geken. En in sy goedheid stuur hy 'n Aaron as 'n helper. 'n Aaron
al gaan hy optree as helper, gaan doen wat Moses se staf ook gaan doen. Hy gaan Moses herinner aan God se beloftes. Hy gaan 'n kameraad wees wat Moses se oë hou op die uiteindelike leidsman. Dis duidelik uit vers 15 dat Moses wel praatwerk gedoen het. Die res van Eksodus wys dit ook. Moses doen uiteindelik die meeste van die praatwerk, nie Aaron nie, Moses. So God stuur vir Aaron as 'n hulp vir Moses 'n kruk vir sy swakke dienskneg om sy taak uit te voer. Hy gaan spreekwoordelik, soos hy later gaan doen, Moses se arms bo. En dis alles om Moses te herinner, soos wat sy staf gaan doen. Jy is regtig in jouself swak, Moses. Jy het 'n staf nodig. Jy het 'n broer nodig om vir jou te sê, jy het Jesus nodig. Jy kan nie 'n enkele sin reg praat as God nie met jou mond is nie. En as jy gaan begin om op jouself te vertrou, gaan jy val. Hierdie sê nog iets met Aaron wat al op pad is na Moses toe. God werk aan al twee kante van die tou gelyk. Ons dink baie keer God werk net aan my kant. Hy werk aan al twee kante van die tou. Ek weet nog nie eens waar is die ander kant van die tou nie, maar God werk aan die ander kant van die tou alreeds. Hy is besig op baie meer plekke as net Moses se mond om hom toe te rus vir hierdie taak. Hy is besig om in mense te werk met wie hy gaan moet praat wat Moses nog nie eens ontmoet het nie. Hy dalk, terwyl die Here hier met Moses gepraat het, het die Here dalk op dieselfde tyd met Aaron gepraat. En as die Here dan vir jou 'n taak gee, het hy al gister alles in plek gehad vir jou om in gehoorsaamheid te leef. Want jy kan nie meer sê jy kan nie, want hy. Dalk 'n toepassing vir die wat nog nie getroud is nie, ook die ouer kinders. Het julle al gebid dat die Here eendag vir julle 'n gelowige man of vrou sal gee? En het jy al gedink dat jou man of vrou dieselfde vir jou bid? Jou toekomstige man of vrou. Jy al gedink dat dit wat nou met jou gebeur en die vorming en die verhoring van iemand anders se gebede is oor jou? God het van ewigheid af alles presies bepaal sodat jy op daardie plek jou taak kan uitvoer, ook in die stuur van die regte mense op die regte tyd. En net so met enigiets. Hy werk in ons almal om sy doel te bereik, en hy werk nou in jou in 'n sekere tema, sodat jy dalk later net een sin raad kan gee vir iemand wat dit weer op 'n ander plek moet toepas. Hy het iets met jou laat gebeur 10 jaar terug, sodat jy nou hierdie gesprek met 'n vreemdeling kan hê, en daardie ou het gister besluit om vandag na hierdie winkel toe te kom. Hy werk aan al twee kante van die tou. En daarom beveel die Here weer vir Moses in vers 17. Neem dan hierdie staf in jou hand, waarmee jy die tekens moet doen. En daarmee saam die implikasie, gaan dan heen, want ek. Gaan doen die taak waartoe die Here jou roep met al die middele wat hy daarvoor gee, gewone middele. 'n broer en 'n staf. Om jou te herinner, as jy swak is jy sterk, sodat die krag van Christus volbring kan word. Ons sluit af. Die Here roep jou tot 'n taak wat jy nie kan doen uit jou eie nie. Jy kan nie. En daarom was hy die gehoorsame een in jou plek. Daarom het hy self die mag van sonde kom vernietig deur uit die dood uit op te staan, sodat jy nie meer kan sê jy kan nie. Hy het dit vir Moses gewys, hy het daai slang gegryp aan die stert, die onreinheid is genees en hy het mag oor die wêreld. En daarbij het hy vele male beloof.
Hy is met jou. Jy kan nie meer sê jy kan nie. En as hy dit alles gedoen het, dan het jy alles wat jy nodig het om jou meester te behaag. Daarom roep hy jou met dit alles wat hy vir jou gegee het. Of dit nou min of baie is. Hy roep jou met al jou geld en al jou vermoëns en al jou gawes en al die verhoudings. Met alles wat jy is. Hy roep jou tot sy diens. En in dit kan ek dan regtig bely, ek is tot dit alles in staat, waartoe God my roep, deur Christus wat my krag gee. En weet julle, hy gebruik ook gewone middele, om ons daaraan te herinner. 'n Staf en 'n broer, jy is swak, sodat die krag van Christus tentoongestel kan word. Amen.